Of jy jou oggendkoffie geniet of nog besig is om die ketel te kook, welkom by episode 72 van In Alle Erns. Is die berugte Kill the Boer, Kill the Farmer dreensang deur die EFF-leier en veroordeelde misdadiger Julius Malema 'n letterlike oproep tot geweld of bloot 'n metafoor, soos sy verdedigers beweer, insluitend president Ramaphosa? Ek het 'n korpus van bewyse saamgestel om hierdie valse narratief te weerlê. Om die betekenis agter die dreensang te ondersoek, is dit van kritieke belang om met die geskiedenis daarvan te begin. Soos James Meiburg gedokumenteer het, toe lede van die ANC se militêre vleuel, Umkhonto we Sizwe of MK, in die 1980s liedere en dreensange geleer is wat die doodmaak van die boere aanhits, was dit eksplisiete ANC-beleid dat wit boere en burgerlikes geteiken moes word. In die Suid-Afrika na apartheid het die Kommissie vir Waarheid en Versoening byvoorbeeld gehoor dat Ntuku Chwene, die veroordeelde moordenaar van 'n vryheidsboer, erken het dat sy misdaad beïnvloed is deur die Kill the Boer slagspreuk wat hy by ANC saamtrekke gehoor het. In die jare daarna is meer gevalle gedokumenteer waar die dreensang direk met plaasmoorde verbind is. In 2009 is die 78-jarige Alice Lotter en haar dogter wreed aangeval naby Welkom. Albei is aangerand en met glasbottels vermink. Van hul liggaamsdele is afgesny en hulle is doodgemartel. Op die misdaadtoneel is die frase Kill the Boer op die mure van hul huis gevind, geskryf in die slagoffer se eie bloed. In 2018 is die volgende dreigende boodskappe in rooi op 'n plaashuisdeur in die Wes-Kaap gespuitverf voordat die plaas aangeval is. Viva EFF, Viva Juju, Malema se bynaam, en Dublai Bunu, maak die boer dood. 6 weke later het 3 gemaskerde mans die plaashuis binnegestorm en die boer en sy vrou aangerand. Die aanvallers het glo petrol oor die man gegooi om hom lewend te verbrand, maar nadat hy 'n paniekknoppie geaktiveer het, het hulle gevlug. Die vrou het gesê dat sy steeds getuister word deur die wreedheid in hulle stemme en die haat in hulle oë. Kritici, of eerder ontkenners, voer aan dat die bogenoemde sake nie voldoende is om Kill the Boer aan plaasmoorde te koppel nie. Indien dit inderdaad die geval sou wees, moet hierdie ontkenners dan kan verduidelik waarom Kill the Boer by plaasmoord hofsaake gesing word. In 2020 is die liggaam van die 21-jarige Brendan Horner op 'n plaas naby Senekal gevind, vasgemaak aan 'n paal met 'n tou om sy nek en 'n bloedbevlekte mes by sy voete. Die EFF het by die hof opgedaag waarin die verdagtes sou verskyn en buite die hofgebou Kill the Boer, Kill the Farmer binne hoorafstand van Horner se treurende ouers gesing. In 2018 het Malema aan die openbaar op sosiale media verklaar dat hy moontlik plaasmoorde organiseer. In dieselfde jaar het AfriForum 'n formele aansoek by die nasionale polisiekommissaris ingedien om Malema se verbintenis met plaasmoorde te ondersoek. Dit was nadat Carte Blanche 'n onderhoud deur die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat met 'n lid van die 28 tronkbende uitgesaai het. Die bendelid het beweer dat Malema beloof het om hom te help om boere te vermoor nadat hy uit die tronk vrygelaat word en dat hy bendelede van balaklavas, wapens en geld sou voorsien om plaasmoorde uit te voer. Om twyfel oor die doel van hierdie dreensang verder uit die weg te ruim, moet 'n mens Malema se verklaarde siening van wit mense oorweeg, as ook hoe hulle volgens hom behandel moet word. Toe hy in 2022 tydens die Kill the Boer saak in die Gelykheidshof gevra is of hy steeds glo dat alle wit mense misdadigers is en as sodanig behandel moet word, soos wat hy in die verlede gesê het, het Malema geantwoord, ja. Toe hy gevra is of hy voorheen gesê het dat 'n stelsel nodig is om van wit mense ontslae te raak, het Malema geantwoord, ja. Hy het voortgegaan, en ek het hier vertaal wat hy gesê het, as ons in 'n konferensie of in die parlement ingaan en 'n grondwetlike wysiging maak dat alle wit mense in die see gejaag moet word en dat enige wit persoon wat hier bly doodgemaak gaan word, dan neem ons deel aan daardie tipe program om alle wit mense in die see te jaag. Dit is 'n geïnstitusionaliseerde besluit. Einde van aanhaling.
Nou dat ons Malema se siening van wit Suid-Afrikaners ontbloot het, is die volgende stap om sy siening te ondersoek oor geweld as 'n wyse om sy en die EFF se politieke doelwitte te bereik. In 2022 het Malema tydens 'n saamtrek vir sy ondersteuners gesê dat, en ek het weer eens vertaal, julle moet nooit bang wees om dood te maak nie. Die revolusie vereis dat daar in 'n stadium doodgemaak moet word, want doodmaak is deel van die revolusie. Einde van aanhaling. Ook in 2022 het Malema getuig dat 'n revolusionêre persoon 'n moordmasjien is. Hy het voortgegaan, en weer eens, hier het ek sy aanhaling vertaal, ek is nie bang vir die dood nie. As dit nodig sou wees, sal ek doodmaak en ek sal dit sonder huiwering doen. Einde van aanhaling. Toe hy gevra is of hy geweld sou ondersteun om sy revolusionêre doelwitte te bereik, het Malema geantwoord, hier vertaal in Afrikaans, wanneer die tyd aanbreek en die toestande op voetsoolvlak dit noodsaak dat wapens opgeneem moet word, sal ons dit sonder huiwering doen. Einde van aanhaling. Malema het ook getuig, hier ook weer in Afrikaans vertaal, laat ons geen fout hieroor maak nie. Ons het met 'n skoon gewete in ons gedagtes gesing dat, as die geleentheid hom sou voordoen, ons die Uniegebou sal opblaas. Einde van aanhaling. Ek het die bogenoemde Kildeboer saak bygewoon en geluister hoe 'n bejaarde boer in 'n rolstoel in die getuiebank in trane uitbars toe hy vertel hoe hy sy vrou in 'n plaasaanval verloor het, 'n aanval wat hom verlam gelaat het. Hy het ook getuig dat die Kildeboer lied hom geweldige trauma veroorsaak. Ek het besef ek was in die teenwoordigheid van ware boosheid toe ek Malema se wrede reaksie beleef toe hy herhaaldelik skree dat hy onaangeraak was deur hierdie boer se getuienis en dat dit hom nie Kildeboer, Kildefarmer sou laat ophou sing nie. Toe hy gevra is of hy onder eed sou beloof dat hy nooit die moord van wit mense sou aanhits nie, het Malema geantwoord, nee. In dieselfde saak het Malema getuig dat, as elke woord van die EFF se liedere oor doodmaak letterlik bedoel was, hy en sy ondersteuners regte gewere op die verhoog in die lug sou skiet, eerder as om dit bloot met hul hande na te maak. Hy is toe gevra of hy op 'n verhoog sou staan met 'n regte geweer en dit in die lug skiet. Malema het sigbaar paniekerig geraak en geweier om te antwoord. In 2025 is Malema daarvan skuldig bevind dat hy 'n vuurwapen in 2018 tydens 'n saamtrek in die lug afgevuur het op 'n verhoog. In 2026 het Malema aan 'n skare ondersteuners verduidelik dat die liedere wat hulle sing nie net liedere is nie, maar oorlogskrete, en dat liedere gebruik word om mense op te voed oor wat die revolusie beteken. Onthou julle nog wat Malema gesê het, die revolusie vereis? Moord. Sonder hofsaake deur burgerregte organisasies soos AfriForum om Malema se ware sentimente bloot te lê en publikasies soos Politics Web en Marula Media en ander wat Malema se eie woorde dokumenteer, sou dit vir sowel sy verdedigers as plaasmoorde ontkenners makliker gewees het om mense te mislei oor die ware bedoelings van die dreensang. Een van die bepalende kenmerke van valse beriggewing vandag is om te lieg deur inligting weg te laat. Daarom hoop ek dat hierdie stuk wat ek hier vandag voorgelê het, dien as 'n bydrae tot die vul van hierdie gapings. As jy van hierdie episode gehou het, onthou om dit te deel met vriende en familie en op jou sosiale media en oral waar jy dink mense dit interessant sal vind. Deel dit veral met plaasmoorde ontkenners. As jy enige van jou eie gedagtes het rakende hierdie onderwerp, los hulle in die kommentaarafdeling. Ek lees al die kommentare en waardeer ook al die kommentare. Ek is Erns van Sail. Hou moed, hou koers, dink vir jouself en dink vooruit. Tot volgende keer.